Hoop jy verstaan dit so. In die Nuwe Testament waar ons onder genade staan, bring ons nie meer bokke en lamme nie om geregverdig te word nie, maar ons aanvaar die lam van God wat vir ons geslag is. En hierdie prys wat ons aanvaar deur Jesus Christus aan te neem, deur te glo, word ons gewas met die bloed, ons sonde word weggeneem en ons word geregtig, soos wat die Engel sê, we are then justified. Ons staan dan nou in geregtigheid, want ons glo. Nie omdat ons nou meer onder die wet staan dat 'n hoëpriester dit doen nie, en dit is wat Hebreërs vir ons kom verduidelik, dat Jesus Christus het nou die hoëpriester geword, maar hy het ook die lam geword wat vir ons geslag is. So regverdigmaking kom nou, let wel, ek wil hê jy moet dit baie mooi hoor. Regverdigmaking kom nie meer deur 'n wet te onderhou nie. Moet ek die wet onderhou? Hierdie wet is nou in my hart geskryf. Die 10 gebooie is in my hart geskrywe, omdat die 10 gebooie my nie meer kan regverdig maak, soos in die Ou Testament nie. Maar die 10 gebooie het nie verval nie, die wet het nie verval nie. Die wet is in my hart ingeskrywe, op die tafels van vlees van my hart ingeskrywe, en nou natuurlik doen ek wat die wet vir my sê. Maar ek kan nie sê ek moet nou die wet onderhou deur my bok en my lam na die priester toe te vat, om geregverdig te word nie.